kyk, ons leef soos my oorlede ouma altyd gesê het, ons leef in tawwe tye, tough times, tawwe tye, maar hulle het nog maar gepraat van tawwe tye. En dit vereis tawwe mense, tough people, of soos die ontwikkelingssielkunde dit nou vertaal, ek weet nie of dit so goed vertaal is nie, maar 'n geharde persoonlikheid, die Engels sê a hardy personality, maar julle weet presies wat ek bedoel, deur die lewe nie hard gemaak, soos geen emosies toon nie, of nie om verbitter te raak nie. Tough en om probleme te kan hanteer en om kinders te kan hanteer. Ja, en kinders baie keer om jou ouers te kan hanteer. Wat dit nie is nie, dit is nie om geen gevoel te wys nie. Ek meen, die hele Bybel is vol van Bybelkarakters wat gehuil het, wat die diepste pyn ervaar het en dit vir ons gesê het, geskryf het. Gaan kyk maar in die Ou Testament, gaan blaai maar 'n bietjie daar rond. Dawid in die Psalms, sy depressie, sy angste, sy vrese, sy bekommernisse, profete, Nuwe Testament, Jesus by uitnemendheid, natuurlik die tafste, mees geharde mens ooit wat hierdie aarde bewandel het, nee? Meer as 2000 jaar gelede. Maar om dan dinge te kan hanteer, om die eienskappe te hê wat ons ook van Jesus verwag. So dis eintlik waaroor dit gaan. Watter eienskappe moet 'n man, 'n vrou, 'n moeder, 'n vader, kinders, wie ook al hê, of jy getroud is of not, né? Die eienskappe van Jesus, want ons is die beeld van God. Dis waarna ons streef. Om soos Jesus te probeer wees. Ons lees in Johannes Evangelie, dat hy gehuil het toe sy vriend Lazarus oorlede is. Lazarus, die broer van Martha en Maria. Jesus het geween oor Jerusalem, omdat hulle verlore is. Hy het oor hulle gehuil, omdat hulle hom nie aanvaar nie, maar verwerp. Gesels maar 'n bietjie met mekaar daar by die huis, onder mekaar, wat is dit nou nie, om nou lekker taf te wees, of hoe sal ons sê, hulle praat ook van elastisiteit, jy word uitgerek soos 'n rek, maar jy kan weer terugkeer, om weer 'n funksie te verrig, om bekwaam te wees, om probleme te hanteer, en om die lewe toe te laat, om jou sterker te maak. Wat is 'n sterk man, 'n sterk vrou, 'n sterk kind? Dit gaan nie so seer oor liggaamlike krag en spiere nie. Alhoewel liggaamlike krag en spierontwikkeling is 'n wonderlike saak, is 'n wonderlike ding, nie? Om mense te boelie is nie wat God wil hê nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Om mense uit te sluit en te verwerp. Ons sien dit baie keer in skole, maar ook in kerke en in gemeentes. Hierdie hele inkommer-sindroom in sommige gemeentes oor die land. Van ons hou hulle wat nou nie lank in ons dorp of stad is nie, hou ons nou maar buite. Is veral dorpe. En daarom moet ons dadelik sê, say no to bullying, op watter manier ook al, want mense kan jou geestelik boelie. Hulle kan jou emosioneel boelie met woorde, en jou afkraak, en jou afbreek. Wel, wat kinders en jong mense betref, om nou sterk te wees, en lekker gewild en taf is nie om op skool nou al te sê, wel, ek gaan nou begin drink, en rook, en tik gebruik, en dwelms, en seks, voor die huwelik nie, ek is nog op skool, nee, om losbandig te leef, dis nie taf nie, en dan, om in ons land, daar soveel voorbeelde, noem julle maar ook op, om in ons land te verbrand, en af te breek, misdaad te pleeg, korrupsie,
vandalisme, alles te verniel en om te gooi en wat ook al. So, ons soek Jesus se eienskappe, né? Ons soek Jesus se eienskappe en hy het vertrou, hy het bly glo in sy Vader. Hy het bly glo aan die saak waarvoor God hom gestuur het om vir ons aan die kruis te sterf, vir ons sonde. Hy het sy Vader vertrou en hoe langer hy geleef is en versoek is en swaar gekry het, beproef is, het hy gegroei, sê die Bybel, in hierdie gehoorsaamheid. So hy was gehoorsaam, sê die woord van die Here daar in die Nuwe Testament, tot die dood. Hy was gehoorsaam tot die dood. Hy het aangehou. Hy was een met sy Vader. Hy die band nie verbreek nie. Hy het nie toegelaat dat mense, selfs van sy disippels, wie ook al om van sy Vader al wegtrek nie. Nie die kruis nie, niks. En in Johannes Evangelie waar Jesus sê dat hy een is met sy Vader en dat hy een is met ons, die Heilige Gees wat hy in ons gee, en dat ons weer een met mekaar moet wees. En dan deur dit alles, deur sy lyding, het hy steeds gepraat van blydskap, nee, om dankbaar te wees. My vreugde gee ek julle, sê hy in die Johannes Evangelie. Paulus Filippense 4 vers 4, verbly jou in die Here. Paulus skryf daarvan uit die tronk. En sy dood is op hande. Ons moet gaan kyk na spesifieke persone. Ek dink aan Job, ek dink aan baie profete, ek dink aan Josef. Maar dit is Moedersdag. Kom ons dink aan vroue. Nou daar's baie. Dadelik dink ek aan Jesus se aardse moeder, Maria, waardeur sy gegaan het en sy is sy was ontsteld wat die engel vir haar gesê het, want sy was 'n jong meisie. Sy en Josef was nog nie getroud nie. Hulle was net verloof en Josef wou haar in die geheim verlaat. In daai tyd sou hulle haar kon doodmaak, stenig, want hoekom dra sy, waar kom hierdie buiteegtelike baba vandaan? En daar word ook genoem in die Nuwe Testament dat daar sal 'n swaard deur jou gaan, Maria, omdat Jesus sal sterf aan die kruis. Sy sal haar kind, Jesus se lyding, al is hy uit die Heilige Gees gebore in haar, dit bly haar seun, dit bly haar kind, maar sy het aangehou. Sy was daar by die kruis, toe hy sterf. Sy het lojaal gebly, sy het volhard, sy het bly glo in die saak van Jesus. Dink maar nog vroue, Naomi, die boek Rut, wat haar dogter, sy sê, julle kan teruggaan, sy sal opoffer om alleen verder te gaan, maar Rut wat haar man verloor het, wat sê nee, sy gaan saam met haar skoonma. U God is my God, u land is my land, en daar het wonderlike dinge gebeur, en sy word daar ingebou in die voorouers van Jesus, so deel van Jesus se geslagsregister, die opofferings van vroue, die opofferings wat vroue gemaak het. Ek wil veral aan een vrou aandag gee, en dit is Hanna. Hanna in die Ou Testament, 1 Samuel. Ek gaan so hier en daar 'n versie lees, 1 Samuel 1. Daar was 'n man uit Ramatayim, 'n Sefiet uit die Efraimsberge, Elkana. En dan word nou alles van hom genoem, seun van Jerugam, seun van Elihu, seun van Togu, seun van Sif uit Efrata. Asof dit ingevry word, daar was 'n klomp seuns en daar's 'n nageslag, maar hier by Hanna is daar nie vir haar man Elkana 'n nageslag nie. Kyk, hy het 2 vrouens gehad, lees ons, en Hanna en Penina. Penina het 6 kinders gehad, maar Hanna nie, geen kinders.
'n krisis vir daardie tyd. 'n Krisis waardeur sy gaan. 'n Tawwe moeilike tyd. Elke jaar het Elkana uit sy stad na Silo toe gegaan om te aanbid, aan die Here die Almagtige offers te bring. Elkana het op die dag wanneer hy geoffer het, dele van die offermaaltyd aan sy vrou Penina en al haar seuns en dogters gegee, alhoewel hy vir Hanna lief gehad het. Kyk, dis ook 'n taaf man. Sy gee nie vir hom wat hy graag wil hê, wat die tradisie voorskryf nie, maar hy het haar lief gehad. Hy kon vir haar elke keer net een deel gee, want die Here het haar kinderloos laat bly. Eintlik moes ou Elkana gesê het, man, daarmee heen met hierdie tradisies en dinge. Ek sal albei my vroue gelyk behandel, maar dit gebeur nou nie, maar 'n wonderlike man, hoor. En die ander vrou het haar baie verspot, verneder en gespot. Ja, sy het haar regtig verspot gedra, deur die een wat so swaar kry, Elkana se vrou Hanna, so sleg te behandel en te verneder. Sy is gespot, verneder, oor die kinderloosheid, so dit jaar vir jaar gegaan, aangehou, baie keer hou 'n mens se lyding en swaar kry net aan en aan. En elke keer as Hanna in die huis van die Here gaan offer het, het Penina haar gespot. Sy word geboelie. Dan sê haar man, hoekom huil jy? Waarom eet jy nie? Waarom is jy hartseer? So jy sien haar depressie, klassieke beeld van depressie, nie eet nie, daardie swaarmoedigheid, verwerping, vernedering. Is ek nie veel meer werd as 10 seuns nie? Ek sal hom aanvat oor dit. Ek dink 'n bietjie selfsugtig van hom, maar daardeur sê hy ook dat hy is daar vir haar. En heel moontlik was hy vir haar meer werd as 10 seuns. Ook 'n besondere man, soos ek gesê het. En op 'n keer na die offermaaltyd in Silo het Hanna opgestaan terwyl die priester Eli op sy stoel langs die deurkusyn van die tempel van die Here gesit het. Sy was bitter hartseer. Jy sien, want onthou, om taaf te wees, om 'n geharde mens te wees wat deur die lewe gevorm is, geskaaf is, beteken dat jy ook sal rou, dat jy ook sal pyn. Jy word nie gevrywaar daarvan nie. Terwyl sy tot die Here gebid het, het sy onbedaarlik gehuil. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê, Here Almagtige, as U tog op my ellende wou let en aan my U dienares, sy kom met haar weer aan die Here. Ek is U dienares, ek sal U dien, maak nie saak wat gebeur nie. Wou dink en my nie vergeet nie en aan my 'n seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan U gee. En as teken daarvan sal sy hare nie afgesny word nie. Die Nasareer teken, gaan lees maar daaroor. En dan sou hy moes tempel toe gaan en daar groot word, vir die Here groot gemaak word. En sy het lank tot die Here gebid. Eli kyk toe na haar mond, hy sien is net haar lippe wat beweeg en hy dink die vrou is dronk. Hy kon haar nie oor praat nie. Hy sê toe, hoe lank wil jy dronk bly? Loop, word eers nugter. Ook 'n vernedering. Nee, ag ja, nou Eli in die meantime, sy 2 seuns leef so goddeloos. Die Eli probeer naby in die Here leef, maar die dissipline is net nie daar nie. Hy slaag net nie daarin om 'n vader te wees wat die kinders dissiplineer en naby aan God hou nie. Hanna antwoord, nee, ek is maar net 'n vrou wat diep neergedruk is. Ek het nie wyn of bier gedrink nie. Ek het my hart uitgestort voor die Here. Dis die krag van 'n vrou, 'n man, 'n kind. Dis die krag wat die Here soek. Om jou uit te stort voor God, soos Jesus gemaak het, soos Bybelkarakters gemaak het, tydens swaar tye. Uitgestort soos wat jy water uitgooi, is sigbaar dat God dit hoor en sien, jou diepste wese aan die Here bekend maak. In die moeilikste omstandighede, jou diepste wese bekend maak aan die Here. Moenie dink ek is 'n slegte vrou nie, dis oor my groot smart en leed dat ek so lank bly praat het.
Toe, sê Eli, gaan gerus. Gaan nou maar, die God van Israel. Hier wys hy dan ook dat hy tog goeie priester is, wat kan help en ondersteun. Hy sal aan jou gee wat jy hom afgesmeek het. Toe sê sy, mag het vir my wees soos u sê. Sy het gaan eet, sy was nie meer bedruk nie, daardie vertroue, om te gaan met die lewe, om vas te hou, te weet, vertrou. Elkana, hulle het vroeg opgestaan, die Here aanbid, teruggekeer huis toe. Toe word Samuel nou gebore, wat 'n magtige profeet in Israel geword het. Hy het die eerste koning Saul gesalf, hy het Dawid aangewys, Dawid, die jong Dawid as koning. Hier was 'n profeet, 'n priester, 'n leier in Israel. Omdat sy ma hom vir die priester in die tempel gegee het, en hy het daar groot geword. Maar God het daar nie vergeet nie, hy het uiteindelik ook vir haar, lees ons in hoofstuk 2, hy het hom oor Hanna ontferm, sy het swanger geword, nog 3 seuns en 2 dogters gehad. Haar gelofte wat sy betaal, haar belofte wat sy nakom, en die Here seën haar nog verder. En sy het vir Elkana nou vertel van dit alles, en gesê Samuel moet eers gespeen word, dan sal sy hom tempel toe vat, en Elkana, die goeie man wat hy is, wat haar toelaat om haar droom uit te leef, wat haar toelaat om haar gelofte te betaal, wat saam met sy vrou trek in hierdie groot geestelike saak. En toe het sy nou 'n 3 jaar oud bil, het kan ook vertaal word met 3 bulle, ruim 16 kg meel, 'n kruik wyn gevat, seentjie weggebring na die huis van die Here in Silo, hulle die bil geslag ensovoorts. En toe sê sy vir die priester, hier is ek, die vrou, onthou jy, ek wat gebid het vir die seun. Hy sal nou sal hy sy lewe lank iemand wees wat van die Here afgesmeek is, en toe het hulle die Here daar aanbid, dit werk aansteeklik, en ek glo daai Eli, priester word versterk, en almal om haar word versterk deur haar geloof, en toe kom haar jubellied en haar danklied, en sy prys die Here. Gaan lees hoofstuk 2 van 1 Samuel. Wat is 'n sterk vrou? 'n Vrou wat leef soos die Here wil hê sy moet leef. Een volgens die beeld van die Here Jesus. Jy sal negatiewe gevoelens hê en worstel, soos Jesus. Jy sal, vertel dit vir Jesus. Maak dit aan hom bekend. Moenie harrekwas wees nie. Moenie hierdie betonblok probeer wees wat alles wegsteek nie. Praat met Jesus daaroor, met God. Praat met ander daaroor. Praat met die mense, jou ouers. Praat mekaar in die huis. Gelowiges met mekaar. Deel, stort daai pyne uit en weet dan die krag van gebed. Krag van gebed. Ten spyte van die negatiewe. Al voel jy nie lus om te bid nie. Hierdie vrou, en so baie ander in die Bybel, en selfs Jesus het, ten spyte van lyding, aanhou bid. Steeds offer sy en bid sy. Leef steeds vir die Here. Leef steeds vir die Here. Beweeg van hartseer en twyfel en depressie na die vreugde, die blydskap, die oorwinning. God sal dit gee. Bly verwag dat God die uitkoms sal gee. Bly verwag. Jubel, wees bly. Julle moet Maria se loflied daar gaan lees. In die Nuwe Testament, gaan kyk 'n bietjie, dit is daar in Lukas. Ons praat van die Magnificat, die groot magtige lofprysing van Maria. Maria besoek Elisabeth en dan word Jesus gebore. Nou kry ek dit nie, kan jy nou glo? Hy tog
Uittog, ja, gaan soek daar. Die loflied van Maria, man, hier sit Lukas 1 vanaf vers 46. God se grootheid word besing. En ten spyte van daarvan dat sy weet, hier kom 'n kind wat gaan lei. Het gaan lei vir die volk, vir God se mense. En sy is gehoorsaam, sy neem dit op haar. Hanna en Maria en hoeveel ander vroue en hoeveel ander manne het net geweet dat wanneer jy dan so volhard, en dis om regtig taaf te wees, dan dink jy weier as jou eie lewe. Weier. Sy vat die kind, want die koninkryk van God kom eerste in Samuel word hierdie priester, 'n profeet, leier, wat die volk dan vat. En God se saak en koninkryk word vir hom weer belangrik. En so dra jy oor aan jou nageslag. Dis nie te laat nie. As jy voel jy het te min gedoen en gesê en gebid, begin dadelik weer. Sê jammer vir 'n kind, 'n kleinkind, maar sê jammer, ek het jou nie weier laat kyk, as net ons ou huisie en ons weelde of ons armoede of wat ook al van ons. Weier kyk, soek die koninkryk, soek eers God se saak. 'n Vrou van krag en 'n man van krag, 'n kind van krag, glo dat God, die God, is wat die krag gee, wat in beheer is, wat in elke deel van ons lewe betrokke is. In elke deel. Mag ons nie net ons vrouens, die moeders nie, maar mans, getroud of te not, jonk, oud, klein, groot, kinders, ouers, mag ons maar net die eienskappe van Jesus vertoon. Bly vertrou, wees gehoorsaam tot die dood, verenig met jou hemelse Vader, met Jesus, dankbaar. Help ander. Hanna het die nageslag gehelp deur die kind te kry en die kind te gaan opoffer daar in die tempel. Mag die moeders geseënde Moedersdag hê, en 'n geseënde elke dag mag die Here julle seën om so te leef dat elkeen wat oor jou pad kom en veral in jou huis Jesus sal sien, maar ook ons manne, ons paas, ons kinders. Mag ons so leef dat Jesus al hoe meer sy eienskappe al hoe meer gestalte aanneem, ook in die samelewing. Amen.